Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Dit is baie lekker om saam met julle te wees. Ek hoop jy het 'n awesome week sover en ek glo dit gaan net beter raak van hier af. So, ons is besig om te gesels en ons tema vir hierdie week is wees anders soos Jesus. Hoe kan ek en jy anders wees, doen, lyk, voel, beleef soos wat Christus ook was? Ek wil sê buite die boks. En ek het gister vir jou genoem, maar hy het baie dinge kom challenge toe Jesus op aarde was hy so buite die boks dat party mense nie verstaan het wat hy doen en hoekom hy die dinge sê wat hy sê en optree soos wat hy doen nie. Hy het baie dinge kom skuif, baie dinge kom doen, juist omdat sy optrede so radikaal anders was vir sommige mense. Nou, ons is vandag daar in 1 Petrus 2 vers 10 en hy is aan die woord, hy sê, van julle is net die teenoorgestelde egter waar. God het julle in die besonder vir hom gekies. Julle is die mense wat hy aangestel het, sodat die groot koning God op 'n besondere manier en reg gedien kan word. God self het julle sy besondere mense gemaak. Julle behoort aan hom en aan hom alleen. Daarom moet julle die groot en goeie dinge wat hy vir julle gedoen het aan almal vertel. Uit die donker van julle sondes het hy julle geroep om na die helder lig te kom waar hy is. Is dit nie mooi om te weet dat Christus ons gekies het nie? So met ander woorde, ek en jy wat vandag glo dat ons wedergebore kinders van God is gekies. Hy sê vir die disippels, hy sê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. En so kies Christus om te sterf vir my en vir jou, sodat ek en jy vandag hier kan sit en sê, ons is kinders van God. Maar meer as dit, dan sê hy hierso, hy sê, hy het julle aangestel, sodat ek en jy die Here op 'n groot manier hom kan dien. En dis amazing om te dink dat ek en jy ons lewe so kan inrig dat ons anders is, radikaal anders is. 'n Vrou het eendag vir my gesê, dink jy nie, jy vat die hele Jesus dinge bietjie ver nie. En ek is tot vandag toe spyt ek het nooit geantwoord nie. En ek moes eintlik vir hierdie gesê het, wat as Jesus dit gedink het? Wat as hy gedink het, hy het dit nou 'n bietjie te ver gevat, om die houe te vat en te sterf, om 'n wrede dood te sterf, waar aan 'n kruis gehang het en versmoor het, en eventueel sy lewe vir ons gegee het. Wat as hy gedink het, dalk vat ek dit 'n bietjie te ver? En ek wil vanoggend vir jou sê, kan ons dit nie verder vat nie? Kan ek en jy meer radikaal leef? Hy sê, hy het ons aangestel, hy het ons gekies, juis om vir hom te lewe. Kan ons lewens so ingestel wees, dat ons op radikale maniere mense kry om na ons te kyk en te dink, wauw, hierdie persoon is so anders. Hierdie mense doen net goed op 'n ander manier. Die hoeveelheid liefde maak net nie sin nie. Die manier hoe hulle mense hanteer maak net nie sin nie. Hoe is jy heeltyd so vriendelik? Ek dink vandag, ek sit nou die dag in 'n restaurant en ek sien niemand glimlag nie. Ek dink, dit vat net een persoon om in te stap en te glimlag en dan is daai persoon anders as al die ander mense daar. Maar mense is so ingetrokke, mense is so met hulle self besorg, dat ons nie eers meer opkyk en glimlag nie. Kan ek en jy anders wees vandag? Kan ek en jy daai een wees wat glimlag, daai een wat die verskil maak? Soos wat Jesus gedoen het, daar waar hy gegaan het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u anders is as die wêreld, Here, en dat ons as u kinders ook anders kan wees. Dankie, Here, vir 'n nuwe ingesteldheid, Here, om anders te wees as, ek wil sê, die norm of die tipiese gebruik. Here, mag ons nie omgee wat mense van ons dink nie, maar mag ons dit doen, Here, wat vir u aanneemlik is, wat u behaag, wat u hart bly maak, Here. Dis wat ons wil doen. Ons wil u verheerlik, Here. Dankie dat u ons gekies het. Dankie dat u ons aangestel het, Here. Mag ons u trots maak in 'n manier hoe ons leef vir u. Ons eer u in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kuier. Ek sien uit om môre weer saam met te kuier. Tot dan, totsiens.